Liewe gemeente, ek gaan nou vir ons voor met die nagmaal. Ek lees gewoonlik vir ons 'n langerige gedeelte van die nagmaal formuleer, maar ek gaan dit vandag so 'n bietjie anders doen. Ek gaan vir ons 'n kort gedeelte lees, maar ek gaan ook vir ons lees uit Johannes 13. En ek lees vir ons vers 21 tot vers 30. Nadat Jesus dit gesê het, was hy diep ontroerd en het hy getuig en gesê: Amen, amen, ek sê vir julle, een van julle sal my verraai. Die disippels het aan mekaar gekyk, onseker van wie hy praat. Een van sy disippels, vir wie Jesus liefgehad het, het teen Jesus se bors geleun. Simon Petrus het vir hom geknik om uit te vind wie dit sou wees van wie Jesus praat. Hy het toe teruggeleun teen Jesus se bors en vir hom gevra: Here, wie is dit? Jesus het hom geantwoord: Dit is die een vir wie ek 'n stukkie brood sal indoop en aangee. Toe hy die stukkie brood ingedoop het, het hy dit geneem en aan Judas, seun van Simon Iskariot, gegee. Nadat Jesus die stukkie brood geneem het, het Satan in hom ingevaar. Toe sê Jesus vir hom: Wat jy wil doen, moet jy gou doen. Niemand van die wat daar aangeleen het om te eet, het verstaan waarom hy dit aan Judas gesê het nie. Omdat Judas die geldbeurs gedra het, het sommige gedink dat Jesus aan hom gesê het: Gaan koop wat ons vir die fees nodig het, of dat hy aan iets aan die armes moet gee. Nadat Jesus die stukkie brood geneem het, het hy onmiddellik buitentoe gegaan, en dit was nag. Liewe gemeente, as daar nou een dag is, een nagmaal van die jaar wat ek nou droë brood en water gaan drink en eet, dan is dit nou vandag. Maar jy kan enige ietsie eet, jy kan enige ietsie drink, solank as wat jy ietsie het. Die nagmaal is 'n gedagtenismaaltyd. Die Here het by die instelling van die nagmaal gesê: Gebruik dit tot my gedagtenis. In die nagmaal oordink en verkondig ons die dood van die Here. By die aanskouing van brood en wyn roep die gemeente om die hele lydensweg van Jesus Christus voor die Gees. Hoe hy sy lewe gegee het, hoe hy soos 'n koringkorrel in die grond geval en gesterf het. Hoe hy die lydensbeker gedrink het. Hoe hy van God verlate was en uitgeroep het: My God, waarom het U my verlaat? Sodat ons nooit deur God verlaat sal word nie. Voordat Jesus in hegtenis geneem het hy en sy disippels vir oulaas ietsie saam geëet. Jesus het die brood gevat, dit gebreek, en gesê: Dit is my liggaam wat vir julle gebreek gaan word. Neem dan nou dit wat jy gaan eet dit, dink daaraan en glo dat Jesus se liggaam vir jou sondes gebreek is. Toe hulle klaar geëet het Jesus die beker geneem en gesê: Dit is my bloed, die teken van die nuwe verbond. Neem dan nou dit wat jy gaan drink dit, dink daaraan en glo dat die bloed van Jesus vir jou die ewige lewe waarborg. Ons hemelse Skepper, ons wil vandag vir U loof daarvoor dat ons U kinders kan wees. Dat ons deel van die familie is, dat U ons lief het, soos 'n ouer hulle kinders lief het. Ons vra dat U ons sal saambind, dat ons verwantskap van mekaar sal vier, maar dat ons vandag ook met dankbaarheid sal dink aan U seun wat vir ons gesterf het. Amen.